Ek is Willie Sonnessen en ek groet u hier op die senders van Joy Gospel Radio. Vriende, it is a joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. Nou ek nooi u uit om vir die volgende halfuurtjie saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Nou, ek wil met u praat oor die gelykenis van die 5 verstandige en die 5 dwaase maagde. Matteus 25, daardie welbekende gelykenis wat Jesus so voor sy kruisiging aan ons meegedeel het. Nou, my teksvers is Matteus 25 vers 1 tot op Matteus 13, 25 tot vers 13. Dit is my, nou vriende, ek gaan nie die gedeeltes lees nie. U kan dit volg en u kan dit self ook gaan lees in die eie Bybel. Ek sal maar net stukkies aanhaal. Nou hierdie gelykenis is soos die opskrif beskryf 'n profetiese openbaring van Jesus persoonlik self aan sy 4 disippels en natuurlik aan al sy kinders wat Jesus se wederkoms verwag deur die eeue en tot in hierdie geslag waarin ons tans is. Dit handel oor die 3 vrae wat die disippels Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas alleen vir Jesus gevra terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het en so afgekyk het na Jerusalem. Nou hierdie toneel op die Olyfberg het homself afgespeel feitelik etlike dae voordat Jesus gearresteer was en later die wrede kruisdood moes sterf op Golgotha's heuwel. Nou die 3 vrae wat die disippels alleen vir hom gevra het was dan ten eerste, wanneer sal hierdie profesie wat Jesus so pas in Matteus 24 voorspel het plaasvind? En ten tweede, wanneer sal die wederkoms wees? En ten derde, wanneer sal die einde van die wêreld plaasvind? Nou wanneer ons dan Matteus 25 vers 13 na kyk, dan sien ons natuurlik oor die 10 maagde en dit gaan en hulle ontmoeting met die bruidegom. Dan sien ons dat Jesus in vers 13 wat die einde is van hierdie gelykenis van die 10 maagde, dat Jesus weer eens sy disippels en al die kinders van die Here vermaan in die oeye en die eeue wat gaan kom om te waak, omdat hulle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Jesus sluit inderdaad die hoofstuk af met die belofte dat hy weer gaan kom. Sodoende is dit duidelik dat die gelykenis van die 10 maagde gaan nog alles oor die wederkoms van Christus en is Jesus steeds besig om een van die vrae te beantwoord. Wanneer sal sy wederkoms wees? Nou vriende, Jesus is die belangrikste skakel wat ons presies kom vertel het hoe sy wederkoms gaan wees en min of meer wanneer. Ons kan na die tekens van die tye kyk. Jesus sê self in Johannes 14 vers 28, hy sê, julle sal onthou dat ek vir julle gesê het dat ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe, en as julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het dat ek sê ek kom terug. Ek gaan na my Vader, want my Vader is groter as ek. Luister na die woorde wat hy sê, ek kom terug na julle toe,
Hy gaan nie in die hemel wees nie. Hy kom terug na ons toe hier op aarde. Nou alles wat Jesus in Matteus 24 en 25 en in Markus 13 en Lukas 21 voorspel het, is selfs nou besig om in vervulling te kom in hierdie geslag waarin ek en u nou lewe. Ons lewe, vriende, vir die kind van die Here in the most exciting times, wat ons nog ooit kon gewees het. Ons is hier en as ons nog bly lewe vir 'n paar jaar, gaan ons die heiland sien kom. Jesus het uitdruklik gesê dat hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie, verwysend ook na ons wat nou lewe. Nou hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur nie. Vriende, ons kan nie goed belees wat Jesus nooit gesê het nie. Jesus het nooit gepraat van 'n tussenkoms nie of 'n wegraping nie. Jesus presies vir ons vertel hoe sy wederkoms gaan wees en hoe hierdie wêreld aan sy einde gaan kom. Wat Jesus in geen onsekere terme ook aan ons genoem het, was dat niemand weet wanneer sy koms gaan wees nie. Matteus 24 vers 36 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel, maar net my Vader alleen. Jy sal onthou wat Jesus ons vertel het van die slegte dienskrag in Matteus 24 vers 48. Hy sê daardie slegte diensknegt het in sy hart gesê, my Heer, tel hom om te kom. Hy het in sy hart gesê, my Heer, tel hom om te kom. Nou, die lankmoedigheid van Christus beteken saligheid, sê, of sal ek sê, verlossing vir siele, soos Petrus dood ook vir ons gesê het. Nou, hierdie geslag, vriende, Jesus het presies vir ons, geen onsekere terme het hy vir ons gesê, dat daar gaan tye gaan kom en hoe dit gaan wees. Matteus 24 vers 36 sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Nou vriende, nadat hierdie wêreld aan sy einde gekom het, wag daar vir God se weergebore kinders 'n wonderwêreld, wat God die Vader self met sy eie mond aan ons, aan Johannes verklaar het in Openbaring 21 vers 4, praat die Here en hy sê die hele boek van Openbaring het Johannes met die engele gepraat, maar hier kom die Here Jesus self en hy praat met Johannes en hy sê die engel nie ook, maar die Vader self, as hy sê God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dis nou aan Johannes. Nou Jesus vertel aan sy disippels in Matteus 25 vers 1 die gelykenis van die 10 maagde, en dit doen hy nadat hy in Matteus 24 'n hele reeks profeseë voorspellings gemaak het, begin hy met die gelykenis. Dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was se lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandige het olie in hulle kanne saam met hulle geneem. Dis ekstra gevat. Hulle het ekstra kanne gehad. Nou die olie in die lampe, maar ook olie in die kanne. Jesus noemde daar dat daar 10 maagde was. Hulle almal het die kennis gehad dat hulle moet gereed wees om die bruidegom te kan ontmoet. Na die ontmoeting gaan hulle saam met die bruidegom na die bruilofsaal as gaste, waar hulle geen fees gaan feesvier en saam met die bruidegom soos die gebruik was in die ooste in Jesus se tyd.
Onthou vriende, wat ek sê, dis gaste, hulle is nie die bruid nie, hulle is gaste, daar gaan nie 'n huwelik in die hemel wees nie, want ons gaan nie in die hemel wees nie. Jesus sê in Johannes 14, dat as hy gegaan het om vir ons 'n plek te berei, kom hy weer en sal ons na hom toe neem. Vriende, almal is uitgenooi, dat die hele wêreld is uitgenooi om die bruidegom te gaan ontmoet. Weer wil ek daai skrif aanhaal wat Petrus sê, ag die lankmoedigheid van God as saligheid, want baie moet nog gered word, maar die mense wil nou weggeraap weer. Wat word van die mense wat nog gaan agterbly? Vriende, almal is uitgenooi, die hele wêreld is uitgenooi. Johannes 14 vers 3 sê Jesus, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei, kom ek weer na julle toe, en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Waar gaan hy wees? Volgens Sagaria gaan hy sy voet op die Olyfberg sit, saam met die verlostes wat hy met sy wederkoms kom haal het. Nou, die 5 van die maagde was verstandig en 5 was dwaas. Wat Jesus hier bedoel het met 5 verstandig, dit was kinders van die Here, gelowiges, wat deur die woord geestelik en prakties wysheid bekom het. Dis die mense met die liefde. Paulus skryf in 2 Tessalonisense, hy sê dat hulle wat die liefde, wat die waarheid lief gehad het. Nou, hulle wat die Here gedien het met hulle hele hart, met hulle hele siel en met hulle hele verstand. Hulle wat deur alle versoekinge en probleme gekom het en gegroei het tot 'n volwasse man in Christus. Vriende, onthou een ding, thieves don't break into empty houses. As jy leeg is, wanneer jy leeg is, maar hy kom na die kinders van die Here wat vol is van die Here. Thieves don't break into empty houses. Paulus skryf in 2 Korintiërs 8 vers 8. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van jou liefde op die proef te stel. Die Bybel sê in Hebreërs 12 vers 11, nou lyk elke tugtiging of dit nie op die oomblik 'n saak is van blydskap nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ons is in 'n oorlog, liewe dierbare vriende. Ons is in 'n oorlog gewikkeld. Die oomblik wat jy vir Jesus ja gesê het, het Satan oorlog teen jou verklaar. Ek sê dit weer, thieves don't break into empty houses. Jy is vol van die Here en hy gaan jou aanval. En omdat jy kind van God is, gaan dit alleenlik eindig die dag as Jesus kom en die blou hemel gaan skeur en ons saam met hom sal wees en ons saam met hom huis toe sal gaan. Oh, glory to God. Hallelujah. Iemand het eendag gesê, if you cannot feel the heat of war, then you are not in war. As jy nie die hitte van die oorlog voel nie, bedoelende al die persinge, die dinge wat verkeerd loop, die vervolginge, vriende, dan is jy nie in 'n oorlog nie. Dan is daar fout. Ek het eenmaal geluister na 'n baie bekende wêreldprediker wat gesê het, 'n man van geloof, in all these years that I served the Lord, I never found myself in a valley. Oh, ek het groot bedenkinge. Ek wil sê baie geluk aan hom. Maar vriende, sedert ek die Here begin dien het, wil ek vir u vertel, het dit beslis nie 'n walk in the park gewees nie. Ek het gevoel, Here, is ek op 'n verkeerde pad dan? Hoekom het ek soveel teestand? Hoekom loop alles verkeerd? Jy is net oor die een krisis, dan verskyn daar weer 'n ander krisis. Oh, thieves don't break into empty houses. Hebreërs 12 vers 11 sê, dit lyk nou nie soos 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid, maar later, o God sy dank vir later, prys die Here vir dit, later lewer dit egter 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid op, vir die wat daardeur geoefen is.
Vriende, daar is nie 'n oorwinning sonder 'n oorlog nie. If your religion cost you nothing, then it is worth nothing. Paulus bemoedig ons in Romeine 8 as hy skryf, ek reken nie dat die lyding van die teenswoordige tyd sal kan opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Jesus sê, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Hebreërs 12 vers 12 sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is, nie uit die lid uitraak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Die 5 wyse maagde het hulle kanne met olie saamgeneem. Nou vriende, het hulle lampe in die een hand en die kannetjie met die nodige voorraad olie in die ander hand. Is daar nie nog plek vir nog bagasie nie? Vriende, die dag toe ek Jesus aangeneem het, het ek my ou drankbottel, my bierblikkies, my van ontslaag geraak. Ek het dit nie saam met my deur die doopwater gevat nie. Dit was finaal. Dit was taboe, soos hulle sê. Dis die einde. Die sigaret, vriende, moet maar agter bly, want ek dra 'n kannetjie met olie nou. Ek het liefde van God in my hart met die kan in die een hand en die lamp in die ander hand. Is dit nie altyd maklik om te beweeg nie. Vriende, onthou net een ding, die Bybel sê dat ons het die liefde van God binne in ons. Jy het die verantwoordelikheid om altyd jou kannetjie ook saam met jou te dra. Soos Paulus ook geskryf het, hulle waarom het hulle die kannetjie vol? Want hulle het die liefde vir die waarheid geken. Jesus het gesê, hy wat my wil volg, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Vriende, as jy Jesus aangeneem het, moet jy afstand doen van alle aanhangsels, die dinge wat jou gaan weerhou om die heerlikheid van God ten volle te beleef. My pa was, soos ek al voorheen genoem het, 'n alkoholist. En die dag toe hy Jesus aangeneem het, het hy dadelik die drank gelos. Die sigarette was nie meer welkom nie. Daardie Sondag aand, toe sing hy, ek is op my pad hemel toe. Hy het sy kannetjie met olie opgeneem en besef hy moet altyd sorg dat daar olie in die kannetjie is. Hy moet homself vul met die liefde vir God se woord. Toe my pa so dronk, sy dronkvriende nie meer beluister na die wonderbaarlike verlossing wat oor my pa gekom het nie, toe moes hy hulle maar agterlaat. Toe kom daar 'n skeiding. Hoor wat skryf Paulus in Filippense 3 vers 7. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skadig ag. Ja, waarlik ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here. Maar een ding, ek vergeet wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Vriende, dit is die getuienis van 'n man wat uitverkoop is aan die een wie hy volg. Vriende, om jou kannetjie vol olie te maak, moet jy afstand doen van alles wat God nie behaag nie. Hang die liefde aan, die liefde vir sy woord. Die woord van die Here sê, die wat die waarheid nie wil aanneem nie. Hy sê, hy sal hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Maar as ons lief is vir die waarheid, vriende, dan het jy jou kannetjie vol van die liefde van God, die Heilige Gees. Vriende, om jou kannetjie vol olie te maak, moet jy afstand doen van alles wat God nie behaag nie. Jy moet jou lewe skoon maak. Jy moet restituisie gaan doen waar jy mense benadeel, waar jy dalk verbitterd teenoor iemand gegaan het. Maak reg, bring olie in jou kannetjie. Jare gelede het ek dienste gehou in Noord-Vrystaat en die Sondag aand, die Sondagoggend moes ek my getuienis in 'n kerk bring en toe ek 'n uitnodiging maak, het baie siele Jesus aangeneem.
Aan die einde van die diens het die pastoor na my gekom en gevra of ek nie met 'n man agter in die kerk sal kom praat nie. Die man was 'n bekende man van die omgewing van die dorp en die omgewing. Die pastoor vertel dat die man, hy staan daar buitekant en hy huil baie. Dis nou na die diens. Hy het nie uitgekom vir gebed of iets nie, maar hy staan agter en hy huil. Nou agterna het ek uitgevind dat die man het 'n skrikbewind op die dorp gevoer. Hy is soos daai onregverdige regter. Hy het God nie ontsien nie en die mens nie ontsien nie. Hy het net vyande gehad want hy het baie geld gehad en het nie geskroom om mense te bedrieg en subtiel te beroof nie. Hy was eintlik 'n gehate mens in die dorp en omgewing. Hy was, soos hulle sê, 'n mislike mens. Baie aggressief. Niemand kon met hom oor die weg kom nie. Selfs onder die ander kleriges. Daardie môre na die diens stap ek na hom toe en ek vra of hy staan toe daar buitekant daar agter en huil. In die trane en dat hy mense neem om hy's in trane en verduidelik my dat hy nooit 'n kerk na 'n kerk toe gekom het nie. Hy gaan nie kerk toe nie. Hy vertel dat hy 'n groot wildjagter is en dat hy mense neem op jagtogte wat van oorsee afkom. Hy sê vir my daardie môre kry hy 'n begeerte, die môre wat ek die diens daar sou hou, om na die kerk toe te kom. Hy vertel dat hy na my getuienis geluister en terwyl ek so praat, het hy net opgebreek. Hy kan nie verstaan nie. Hy is nie so 'n mens nie. Hoekom hy so huil nie? Ek het hom aan Jesus voorgestel en daar het skielike skoonheid oor sy gelaat gekom. En ek kon die vreugde van wedergeboorte op sy gesig gesien het. Jesus het sy lewe oorgeneem. Jesus het hom onmiddellik verander van duisternis na die lig van Christus. 3 maande later, vriende, skakel een van die dorpse mense waar ek die man na die diens en na die Here toe gelei het, skakel my en vertel vir my hierdie ontstellende nuus. Die betrokke man wat sy hart in my diens aan Jesus gegee het noodlottig gesterf nadat hy deurboor was deur 'n horing van een van die verwoede bulle, een van sy stoetbulle. Die persoon wat my geskakel het, vertel wat het gebeur op sy begrafnis. Daar het 'n man, een van sy werkers, het opgestaan en 'n laaste eerbetoning gebring het. Die man vertel dat hy vir baie jare saam met die man gewerk het en dat hy 'n kwaai man was, wat niemand ontsien het nie. Wat niks nie, niemand, geen mens ontsien het nie. Hy vertel dat soms gelyk het asof die man geen gewete het nie. Hy het geen gevoel nie, maar skielik so 3 maande terug vertel hy sê die maandagoggend by die werk gekom waar hy geboer het met beeste, kon hy sien die man lyk iets anderste. Daar's iets anderste by hom. Wow, wanneer Jesus jou verander het, vriende, as God in jou lewe inkom, dan verander hy jou geaardheid. Hy verander jou gelaat, jy word 'n nuwe mens. Hy vertel dat die man het al die werkers bymekaar geroep en vir hulle om verskoning gevra vir alles waar hy hulle nie reg behandel het nie. Hy het restituisie gedoen. Hy die olie het sy kannetjie begin vul, want hy het geweet dat hy die bruidegom gaan ontmoet. Vriende, hy het mense terugbetaal, soos Ousagius ook gesê het. Hy vertel dat die man het in die dorp gegaan, mense by die winkels gaan om verskoning gevra het. O, halleluja, waar hy hulle benadeel het. Die man het vir jare nie met sy ma gepraat nie en hy het sy moeder geskakel in Pretoria met trane om vergifnis gevra vir wat hy gedoen het. Sy broer wat vir jare nie gekontak het nie, het in Amerika uit hulle geskakel en sy lewe
met sy broer reg versoen en vertel dat hy Jesus aangeneem het, vriende. Dit is bekering. Halleluja. In al waaroor sy werkgewers gepraat het, van daardie uur af was hy van die Here. Hulle lewens het verander. Hy vertel dat hy sy werkgewer gevra het, wat het met hom gebeur? Toe vertel hy hom dat daar het 'n man kom preek die Sondag by die kerk. Die man het gebrand en daardie dag het hy so gehuil en hy weet nie hoekom huil hy nie. En toe hy Jesus ontmoet het, hy het die mense se gelde terugbetaal soos ek gesê het wat hy hulle geskuld het. Hy vertel dat die man het gebid by die werk. Ons kon nie glo dat dit dieselfde man is wat hulle so gevloek en opgeskreeu het nie, terwyl hy die dag van sy dood in die beestekraal was en die beeste afgekeer het, het een van die bulle op hom afgestorm. Hy wou hom voorkeer toe die bul verwilderd op hom afstorm en met sy horings hom deurboor het. Daar het hy gesterwe met die wete dat sy saak met sy Skepper reg was. Hy het sy sonde bely. Hy het restituisie gedoen soos Sagius wat vir die Here gesê het, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vandag 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Vriende, vandag kan God jou nag in 'n dag verander. Halleluja, vriende. Jou duisternis in lig, jou rampe in voorspoed en jou lig laat skyn tot in die ewige lewe. Vriende, wil u nie? Ek wil vandag vir u vertel, Jesus het kans gesien vir jou. Jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. Jou naam is opgeteken om te dink, jy gaan Jesus sien. Ons gaan hom op die wolke sien. Ons gaan saam met hom fees vier. Halleluja. O, is dit iets om na uit te sien nie, my dierbare vriende? O, Jesus roep vandag nog steeds. Sy prys wat hy betaal het, was 'n verskriklike prys. En ons weet vandag, Johannes 1 vers 12 sê, verklaar dat almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Halleluja. Hulle wat nie deur die bloed of deur die wil van die vlees of deur die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. O, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Wat 'n voorreg om te weet hy het hier onder ons. Vriende, jy is nou sê, wanneer jy hom aangeneem het, wil jy nie ook vandag terwyl jy so luister na hierdie boodskap, wil jy nie vandag sê, Jesus, kom in my lewe. Ek wil ook so verander, want die koms is naby en ons wil u sien. Johannes skryf, hy sê, ons gaan hom sien soos hy is. Wil jy saamgaan? Wil jy saamgaan met die bruilof van die lam? Gee nou jou hart vir Jesus. Sê, Here, ek vra u om my in my lewe oor te neem. Vergewe my sondes, Here, was my skoon, dat ek u sal dien in gees en in waarheid. Mag die Here hierdie boodskap in die harte seën. Tot volgende week. Amen.